Ek het die afgelope tyd praat ek met jou oor, dit is goed om God se teenwoordigheid te ervaar, maar as meer as net sy teenwoordigheid. En ek kan nie al die goed lees nie. Ja, ek myself gaan lees, maar dis versoeking. Kom ons gaan gou na Exodus toe. Ek sien hier's 'n paar mense wat van Zimbabwe af gekom het. Kom ons gaan gou na Exodus 20 toe. Ek gaan net vinnig daar lees. Ek het dit nou weer hierdie week bestudeer. Maar dit gaan oor Moses. Kom ons gaan gou na Exodus 20. En ek gaan net daar aanvat. God sê vir Moses, luister, ek wil hê jy moet die volk afsonder en vir 3 dae moet hulle reinig, want ek wil hulle ontmoet. Ek wil nie net jou God wees nie, ek wil hulle koning wees, ek wil hulle God wees. En hy sê vir hulle om hulle voor te berei, dis hoofstuk 20, en dan kom ons by vers 18. Ons lees vinnig dit, hy sê, en toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van basuin en rokende berg opmerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Dis die kruks van die saak. Toe hulle die manifestasie van God sien, toe is hulle, ons bly op afstand. Vers 19, hulle het vir Moses sê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterf ons. Vers 20, en toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, so nie sal sondig nie. 21, so het die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan, na die wolk donkerheid, waar God was. Die volk het God se teenwoordigheid beleef en gesien, maar nooit ingegaan nie. En God nooi vir my en jou uit om nie net by die teenwoordigheid te bly nie, maar om in te gaan en om hom te ontmoet. Dis waarmee die Here met ons praat. Ek het vir u gesê, disciples, Jesus ook toe hy op die aarde was, het hy gewandel en had baie mense in sy teenwoordigheid gewees. Want hom nooit ontmoet nie, maar die wat hom ontmoet het, sy lewens verander. En dan het ek laasweek gelees, ek moet kyk, waar staan dit? In Lukas, kom ons blaai gou soontoe dalk, Lukas, wat ek gelees laasweek? Lukas, Ekskuus, ek het dit nou nie voor, maar Jesus praat met die mense en hulle sê, Here, iemand vra hom die vraag, sê Jesus, is daar baie wat hemel toe gaan? Dan sê Jesus, nee, is min wat ingaan, want die poort is nou. En dan sê hulle vir Jesus, luister maar, ons was in die teenwoordigheid, ons het saam met u geëet, ons saam met u gedrink, u het op ons strate gepreek. En dan sê hy vir hulle, gaan weg van my, want ek ken julle nie. 'n skokkende verhaal. En die rede daarvoor is, hulle het hom as die koning van lewe nie ontmoet nie. En vanmôre wat ek met jou wil deel is, baie interessant dat in Psalm 139 sê die psalmdigter, Dawid sê, gaan ek in die hemel, is hy daar. Gaan ek ter helle, is daar. Gaan ek in die see, is daar. Met ander woorde, God is oral. Maar tog sê hy vir my en vir jou, ons moet hom soek. Ja, God is oral, maar kom ons gaan na Jeremia toe. Ek gaan vanmôre die eerste gedeelte lees in Jeremia, een deel in die Ou Testament, dis ook nie die enigste plek nie, maar Jeremia 29, baie bekende skrif wat ons almal seker al gehoor het of gelees het. God is oral, maar tog sê hy, ons soek. Hoofstuk 29, Jeremia 29, vers 11. Kom ons begin daar. Jeremia 29, vers 11.
Die Here wat sê, ek weet watter gedagtes ek kan gaan deur julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan tot my bid en ek sal na julle luister. Dan vers 13. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Hier sien ons, alhoewel God oral is, sê hy vir my, luister, julle my soek. En dan antwoord hy vers 14, baie belangrik. Hy sê, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. Daar het jare terug 'n skrywer gewees, Tommy Tenney. Hy het die boek se naam was God Chasers, of God Seekers, iets in daai lyn. En hy het dit so mooi verduidelik. Hy sê, as jy met jou 4-jarige kind wegkruipertjie speel, dan kruip jy nie so weg dat hy jou nie kry nie. Enige pa wat dit doen is baie dom. Maar jy kruip so weg, laat jou kind jou sal kry. En hy sê, dis wat God doen. God is beskikbaar, maar raai wat, jy gaan hom nie toevallig ontmoet nie. Jy gaan hom moet soek. En dan sê hy, maar as jy hom soek, dan gaan jy hom vind. Hy gaan homself aan jou openbaar. Kom ons gaan na, en hierdie skrif ken jy baie goed, ek lees dit baie vir jou. Maar kom ons lees dit weer, Lukas 12. Matteus 6 vers 33, maar ek wil dit lees in Lukas 12. Lukas 12 vers 31. Omdat Jeremia het gepraat, soek my, God. Hier praat hy van soek die koninkryk. Ek gaan nou iets daaroor sê. Hy sê vers 31, Lukas 12, 31, maar soek die ander vertalers praat van, maar soek eers die koninkryk van God. In Matteus praat hy van eerste. Maar soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vers 32, baie belangrik. Moenie vrees die klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehaag, het 'n brandende begeerte daarin gehad, om aan julle wat te gee, die koninkryk. Met ander woorde, hier sê hy ook, ons moet net God soek, maar ons moet sy koninkryk ook soek. En hy sê nou hier, hy sê hy het 'n brandende begeerte om sy koninkryk vir ons te gee. Nommer 1, ons moet hom soek. Hoekom moet ons God soek? Want God is gees. En die wat hom soek, moet hom gees en waarheid soek. Die Heilige Gees, ons blaai gesoen te 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2. God is gees en as ons hom soek, moet ons gelei word deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is die een wat hom aan ons sal openbaar. 1 Korintiërs 2 vers 9. In Korintiërs 2 vers 9, dit lees as volg. Maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het, wat in die hart, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het, en wat God berei het vir die wat hom lief het. Met ander woorde, hy praat van as ons God soek en ons sy koninkryk soek, het God goed voorberei vir ons. Nie weggesteek vir ons nie. God het vir my en jou goed voorberei. Nie om dit weg te vat vir ons, of weg te steek nie, maar dat ons dit sal ontdek. Ek gaan net weer lees, wat God berei het vir die wat hom lief het. Vers 10, maar God het dit aan ons deur sy gees openbaar. Want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van 'n mens weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand
wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Met ander woorde, ek en jy, as ons God wil sien, om hom ervaar en beleef, dan sê hy, want ons toelaat dat die Heilige Gees hom aan ons openbaar. Maar jy gaan moet soek. En dan sê hy gaan vir jou dinge sien wat jy nooit gedink het nie, nooit gesien het nie, nooit beleef het in jou lewe nie. Sal die Heilige Gees aan jou openbaar. Reg, die Heilige Gees openbaar God aan ons. Die tweede een is, kom ons gaan na Matteus 13 toe. Baie interessante skrif en ek gaan nie baie daaroor deel vanoggend nie, maar as 'n beginsel wat ek vir jou wil lees. Matteus 13. Ons moet God soek, Jeremia, en dan praat hy in Lukas 11 het ons leef, ons sy koninkryk eers te soek. En dan sê hy vir ons alles gee. Nou, Matteus 13 is die gelykenis van die saaier. En ons ken dit. En ek gaan nie die eerste gedeelte lees nie. Kom ons gaan na vers 9 toe. Hy sê, wie oor het, laat hom hoor. Met ander woorde, hy sê, daar is ouens met ore maar hulle hoor nie. God praat, maar daar is mense wat nie hoor nie. En dan kom hy in vers 10, hy sê, en die disciples het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle deur gelykenisse? En toe antwoord hy en sê vir hulle, hier is belangrik, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken. Maar aan hulle is dit nie gegee nie. Met ander woorde, Jesus sê hier vir hulle, luister hier, my koninkryk is verborge vir sommiges. Maar vir ander is dit 'n plek waar hulle kan sien wat in my koninkryk aangaan. Gaan weer lees, hy sê in vers 10, hy sê, vers 11, toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken. Julle wat my disippels is, julle wat my volgeling is, ek gaan julle die vermoë gee, ek gee julle vermoë om my koninkryk te kan sien. Onthou wat dit Lukas sê? Soek eers die koninkryk. God het 'n brandende begeerte om sy koninkryk aan ons te openbaar. Hoekom? Want dis waar my en jou erfporsie is. Reg, dan gaan hy aan. Vers 12. Skokkende een. Hy sê, want hy wat het, omdat hy praat oor die koninkryk. Hy sê, hy wat het, aan hom sal gegee word. En hy sal oorvloedig hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Sjoe, met ander woorde, Jesus sê vir hulle, luister hier, hierdie mense wat my koninkryk en my gaan soek, ek sal my openbaar aan hulle. En hoe meer jy soek, hoe meer gaan jy ontdek. Die woord wat hy daar gebruik het, hy sê, ek weet nie die woord, oorvloedig. Hoe meer ek en jy gaan soek na God en sy koninkryk, hoe meer oorvloedig gaan hy homself openbaar aan ons. Hy sê, maar die ander vertaling sê, maar die wat dink hulle het iets, want hulle het niks, as ek reg gelees het. Maar hy wat nie het nie, met ander woorde, hierdie ouens het nie. Hulle dink hulle ken die koninkryk, hulle dink hulle ken God. God sê, ek sal selfs van hulle wegvat. Die verborgenhede wat daar is van in my. Ja. Kom ons gaan dan vers 16 toe. Ek slaan nou klomp verse oor. Vers 16. Sê, maar julle oë is gelukkig, omdat julle sien, en julle oor, omdat julle hoor. Want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en het nie gehoor wat julle hoor nie, en het dit nie gehoor nie. Om te hoor, en het nie gehoor nie. Met ander woorde, nou sê Jesus vir hulle, luister hier, die profete, Jeremia,
Jesaja, Elia, het begeer om die goed te beleef wat julle beleef, maar hulle het nooit beleef nie. Regverdiges, Abraham, het nooit die diepte beleef wat julle beleef nie. En daarom wil ek vir jou sê, my boetie en sussie, ons is geseënd om kind van God te wees. Oud-testamentiese gelowiges kan nie beleef en ervaar wat ek en jy kan beleef en ervaar nie. Maar dit val nie in jou skoot nie. Jy gaan dit net toevallig raakloop nie. Jy gaan dit moet soek. En ek het 'n klomp woorde neergeskryf van die woord, wat beteken die woord soek? Daar's 8 van hulle, wat ek net vinnig vir jou gaan aflees. Hy sê, wat beteken die woord soek, is om daarna te jaag. Jy moet daarna jaag. Jy met 'n brandende begeerte in jou te hierdie ding wil ek hê. Tweede is dit te bestudeer. En dit gebeur nie net op 'n Sondag nie. Kom stop net daar. Ek wil net teruggaan. Laat ek net vers 19 lees by Matteus 13. Hy het gepraat van die profete en die regverdiges wat nie sien en hoor wat ons hoor nie. Dan sê hy, luister dan na hierdie gelykenis, want nou kom hulle by gelykenis. Hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof dit. Met ander woorde, hy praat hier van die woord selfs wat gesaai word. So dis waaroor dit gaan. Die koninkryk, die saad van die woord wat gesaai word, wat gaan oor die koninkryk. Daar's van ons wat dit hoor, maar nie hoor nie verstaan nie. Dis vir ons toegesluit. En die rede daarvoor is ons soek dit nie. Reg, en daarom is die woord, jaag daarna, bestudeer dit, en dit kan net gebeur op 'n Sondag nie. Jy met 'n brandende begeerte om God te ontmoet en sy woord te lees. Die derde een, jy moet dit verstaan. Te soek beteken om dit te verstaan. En dit wat ons verstaan, dis 'n openbaring vir ons. Ek het hier neergeskryf, byvoorbeeld dat God goed was. Ek het geweet God was goed. En soos wat ek meer die woord gelees het, het ek besef, ek weet nie eintlik wat beteken God is goed nie. God het dit aan my geopenbaar en ek wil nie sê ek ken dit nie. Maar my siening van God se goedheid het verander. Hoekom? God die Heilige Gees het God die Vader vir my openbaar. Laat ek begin besef, God is net goed. Amen. Ek het in hierdie goed ek beleef, toe Monique gebore is, het ek vrae gehad en sê, Here, maar ek is in voltydse bediening en al hierdie oulike goed noem ek vir die Here, wat niks getel het nie. Bedoel, het tel niks nie. Want God is net goed. Ek het by punt gekom om te sê, Here, U is net goed. En dit het plaasgevind, soos wat ek God gesoek het in sy koninkryk. Die derde een, met ander woorde, wanneer ons dinge verstaan, en dit word net deur die Heilige Gees in ons openbaar, wanneer ons dinge verstaan, dan word ons in die waarheid gelei. Daar's baie mense wat lees en verstaan nog nie. Die 5de een, om te lees, to learn. Ons moet die woord lees en bestudeer, en hy leer vir ons hoe om te leef, om soos 'n Christen op te tree. Waar kom dit vandaan? Wanneer ek hom ontmoet? Wanneer God ontmoet, dis wanneer hy my verander. Die 6de een, ons moet 'n begeerte vir die koninkryk eers te stel. Die begeerte vir die koninkryk eers, my boeties, sussie, hoeveel ander dinge kom voor die koninkryk? Eina. Punt nommer 7, ons moet eers dink aan die koninkryk,
Voordat ek 'n besluit neem. Ek kry werksaanbieding. Dit het gebeur met iemand in ons Engelsgemeente. Kry 'n wonderlike werksaanbieding met groot salaris in Pietersburg. Maar dis nie waaraan hy dink nie. Hy dink nie eers aan sy sak nie. Hy dink toe eers aan die koninkryk. Sê, Here, wat is U hart vir my? Daar is 'n baie groot pos. Baie geld. Maar dit is nie waaraan ek eers dink nie. Here, wat sê U? En die Here sê vir hom, bly. En hy los die voordeel van baie geld, groot pos, los hy, want hy het eers die koninkryk gesoek. Die 8ste en die laaste een, om passievol eers die koninkryk te soek. En nou gaan nou op tone, nie tone trap, nie, gaan nou jou been trek. Ons is passievol om te gaan visvang. Ek is passievol vir my werk. Ek is passievol vir my sport. Ek is passievol om op vakansie te gaan. En God sê ons moet passievol sy koninkryk eers te soek. Die Here daag vir my en jou uit vanoggend. Is ons passievol oor die koninkryk? Soek ons die koninkryk eerste? Of is hy onder op die lys? En die probleem is, en God wil ons seën met al hierdie goed. God wil ons seën met ons werk. God wil hê ons moet voorspoedig wees. Maar dan mik ons hier. En ons verloor dit wat belangrikste is. Die belangrikste is sy koninkryk. Ek wil vir jou 2 voorbeelde gee. Ons gaan dit nie lees nie. In Lukas 5 vers 17 is die verlamde man wat sy vriende Lukas 5 waar 'n verlamde man wat sy vriende gekom het by die huis en daar's te veel mense wat by die deur staan. Hulle kon nie aankom nie, want Jesus is by die deur. Wat die dak oopgebreek het, om die verlamde man deur die dak te laat sak. Dis passievol. Dis om te sê, ons gaan nie omdraai nie, maak die saak nie, ons gaan nie omdraai nie. Hierdie man het Jesus nodig. En die tweede voorbeeld wat ek vir jou wil gee is in Lukas 18, die blinde man van Jerigo. Toe hy hoor dat Jesus verbykom, toe begin hy skreeu en sê, Jesus, seun van Nasaret, wees my genadig. En toe die mense hom sê, shut up man, bly stil. Maar hy het nie opgehou nie, want hy het gesoek, en hy het geweet, hier is 'n antwoord. My boetie en sussie, God wil hê, ons moet passievol hom soek. God wil hê dat niks vir my en jou sal keer om in sy teenwoordigheid in te kom. En hierdie goed gebeur nie lukraak nie. Alles gaan vir jou sê, iemand, ek hoor ou nou dag praat, hy sê om te bid is baie moeilik. Dit is vir hom die moeilikste ding om te bid. Want die vyand sal alles in sy vermoë doen om dit te stop. Hoor wat gaan ek vir jou sê, en ek daarmee afsluit. Die duiwel sal alles in sy vermoë doen om jou te stop, om God te soek en sy koninkryk. Want hy weet as ek en jy ware openbaring het van wie God is en wat ons erfpos in sy koninkryk het, dan het hy moeilikheid. En daarom sal hy alles in sy vermoë doen om jou te stop, om my te stop, om God te soek in sy koninkryk. Want ons krag lê daarin. As ons hom ken, weet wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, dan is ons lewe verander. As ek en jy inneem dit wat in die koninkryk, wat God die Vader vir my en vir jou voorberei, wat in sy koninkryk is, dan sal die koninkryk van duisternis vernietig word. Die skok is, as jy nie soek nie, dan gaan dit wat jy self het, gaan weggevat word. Die hemel sal vir jou toe wees.
Jy gaan God nie ervaar en beleef nie. Jy gaan hom nie ken nie. En dit wat hy in store het vir jou, vir sy koninkryk, uit sy koninkryk, gaan jy nie beleef en ervaar nie. Maar God sê vanmôre vir jou, as jy en ek hom soek, sal hy hom openbaar aan ons. Hy sal sy koninkryk vir ons gee, dis sy begeerte. En ek wil jou uitdaag in hierdie tyd. Kom soek hom. Kom soek sy koninkryk. Want as ons dit in besit neem, sal ons waarlik sy koninkryk vestig hier op aarde. Amen. Kom soek eers sy koninkryk. Kom ons sluit af. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons aan U behoort. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te ken. Deur die Heilige Gees wat U aan ons openbaar. U is Gees en U sê die wat U wil aanbid met 'n gees en in waarheid. U soek. Vader, ek wil bid vir elkeen van ons wat U is vanmôre. Help ons dat ons U passievol sal soek. Want U sê in U woord, die wat U soek, ons sal U vind. U sal U self openbaar aan hulle wat U soek. Dankie ook Vader dat U vanmôre vir ons sê dat ons eers U koninkryk moet soek en dan sal U alles veranders vir ons gee. En Vader, ek wil bid vir elkeen van ons wat U is vanmôre. Laat U die verborgenhede van U koninkryk vir ons sal wys. En laat ons dit in besit sal neem en daarvolgens sal leef. Ons gebed vanmôre is, Vader, help ons daarmee. Help ons daarmee. Dat ons sal soek dit wat in die hemel is. Want dis wat U vir ons wil gee. En dat ons nie sal jaag met alles wat in ons is, die vleeslike ding nie. Maar dat ons U sal soek. Dis my gebed vanmôre, Vader, in Jesus naam. Amen. 2 skrifte. Die een by nou ontgaan, maar ek som nou kry. Ja, kom ons gaan na Kolossense 3 toe. Ons gaan gou na Kolossense 3. En dan gaan ons by Filippense net voor dit omlees. Kolossense 3, hoor wat sê daar, vers 1. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterkant van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is, want jy het gesterwe en jy lewe saam met Christus verborge in God. En dan Filippense 3 vers 20. Hy sê, want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Maar dis hoekom hy wil hê ons moet dit soek. Want ek en jy is nie burgers van hierdie aarde nie. Ons is burgers van daar. Amen. En dis hoekom God wil hê ons moet soek wat daarbo is. Amen. Ek gaan afsluit met gebed. Kom sluit net af begin. Dankie Here dat U met elkeen van ons gepraat het en dat U ons ontmoet het waar ons is. En Heilige Gees, ek wil bid en vra vanmôre dat U die naprediker sal wees. Dat U woord nie net sal weggeraak nie, deur die vyand gesteel gaan word nie. Dat hierdie woord nie op rotsagtige plek geval het nie. Dat hierdie woord nie val tussen dussels en dorings nie. Maar dat hierdie saad geval het in 'n voorbereide hart wat ons lewe sal verander. Heilige Gees, help ons daarmee, is ons gebed in die wonderlike naam van Jesus Christus. Hierdie week wat voor lê, Vader, wil ek bid dat ons lig sal wees en sout. Dat ons 'n verskil daar buite sal maak, omdat ons tyd met U spandeer het, tyd met die woord spandeer het.
En dat U daai verborgenhede van U vir ons openbaar in hierdie week. Laat ons dit gaan uitleef. Dis my gebed, Vader, in Jesus naam. Amen.